Welkom by die groot ontbyt. Ons is hier in die kombuis saam met chef Suzanne Crozier. Hallo Mercy. Hallo, ek moet net gou ons masjien hier so aan die gang kry. Dan gaan ons. Daar's hy. Hy raas nie, hy raas nie, ja. Hy raas nie baie so gedink het nie. Nee, hy raas, dit is hard werk. Hardwerk. As hy hardwerk, wat doen ons vandag? Dit smaak my, ons slaat weer 'n koekie aan mekaar. Ons slaat weer 'n koekie aan mekaar. Ek hoop die kykers kan begin agterkom dat ons prep vir Desember, so daar's nie 'n verskoning as die koekieblikke leeg is nie. Want hierdie is nou koekie erfenis resep nommer 3 wat ek doen. En ja, ek dink dit is sulke great resepte en dis populêr. En soos jy sê, dis Kersfees, almal moet 'n koekblik saamvat op vakansie. Verseker, of 'n persentjie maak. Nee, is vir myself. Ek wil in die oggend daai koppie koffie sit en drink, uitkyk op die wiel en dan 'n lekker koekie dan. Exactly. En ek dink ek eet nou nog van die koekies van 4 weke terug. Is nog steeds in 'n blik in my huis en elke keer druk ek die enetjie in my mond. Daai wat ek so, jy was nie daar wat ek so gesukkel het. Baie lekker koekies. Ja, dit was baie lekker. Maar ja, so vandag se resep kom van Jana Swanepoel. Jana is een van my suster se beste vriendinne en sy het hierdie koekie eintlik gemaak vir haar trougeskenke. So sy het dit bietjie kleiner gemaak en dis vir haar. Sy sê, Jana, stuur my 'n resep want dit was so lekker en ek weet julle gaan daarvan hou. So dis amper soos 'n Griekse koekie, maar hy het net grondboontjies in plaas van amandels. So eintlik kom dit van Jana se ma af, maar kom ons voordat ek storie vertel. Hierso is bietjie botter en ek gebruik regte botter in al my koekies. Hoeveel is 'n bietjie? Dis 'n baie goeie vraag. Hoeveel is 'n bietjie? As jy die volle resep maak, is dit 345 gram. Okay. Botter. Ja. Strooisuiker is 150 ml en dan kan jy hierdie nou laat loop. So jy klits hierdie nou goed saam. Ja. Dan kan jy 'n klein bietjie vanilla bygooi. Vanilla ekstrakt. Ja. Dit is eintlik baie eenvoudig. Ja. Goed, en dan kan jy droë bestanddele bygooi. En onthou, ons moet nie oormeng nie, so jy kan jou grondbone bygooi. Wat is dit? Grondboontjies, peanuts. Fyn gemaakte grondbone. Ja, so ek het dit net in 'n klein voedselverwerkertjie net en toe maak ek dit net bietjie fyner. Dit is die tegniek. So wat jy nou gaan doen is so ek het hierdie gebak. So die idee is dat hulle warm uit die oondtyd moet kom en dan gooi jy hulle daarin jou versiersuiker en dan kan jy hulle nou vir my rond skommel. Lyk soos 'n komeet wat val op die maan se Jy kan dit vir my rond skommel en dan kan jy hulle daar by hulle maatjies sit, maar Jana se ma Herma en haar ouma John, ek het al van ouma John se goed gemaak. Het gesê met baie versiersuiker. Jy moenie skaam wees nie. Ek stem saam met hulle. So ek wil amper sê, jy weet as jy so 'n bietjie van die versiersuiker in die bak wil gooi, okay, gaan julle vir my uitvis. Waar moet ek hulle sit? Daar by sy maatjies. O, hierso. Ja. Dit lyk nou mos nou lekker. So toe ek hierdie oudjies gerol het, was my koekies so bietjie warm. So ek dink gee hulle miskien net 'n sekonde om bietjie af te koel. Af te koel, eers. En dan kan jy hulle daarin gooi en dit lyk flippend lekker, hoor. Ja, yes, al wat ek het is hierdie my goeie looks en die ontsettende talent. Ja. Okay, so jy wil jou mengsel meng totdat hy net by mekaar kom. So jy sal sien ons wil nie soos brooddeeg hê nie. So hy moet net jy sal sien hy gaan nog so 'n bietjie krummelrig wees. Ja. En dan Pierre, as iemand jou vra, wat doen jy vir 'n lewe? Wat gaan jy vir hulle sê? Ek. Ja, jy nou hierso. Ek eet koekies. Jy rol bolle. Ek rol bolletjies. So jy kan so wat ek gedoen het is ek het jy kan 'n teelepeltjie of 'n afmeetlepeltjie vat net om seker te maak al jou koekies is dieselfde grootte, want natuurlik as jy 'n klein koekie het gaan hy brand en as hy groot 'n maatjie het wat te groot is gaan hy hoorie jy's goed met bolle rol. Jy kan met hierdie werk aanhou. As jy 'n groot koekie het, gaan hy nie gaar word nie. As jou vrou vandag vir jou vra, hoe was jou dag? Nee, ek het baie bolle gerol. Ek het bolle gerol. Ek het bolle gerol. Jennifer, kan jy glo, ek is nou 'n bolle roller. 'n Professionele bolle roller. Ja. Kyk, ek is baie lief vir koekies bak, maar om bolle te rol is een van my minste gunsteling. Handjies klap, koekies bak. Ek Bring die meel. Is 'n sterk woord. Nie te veel.
Maar mens het altyd iemand in die huis waarvan hou. Lekker eet ons net. Okay, dan bak jy hierdie outjies op 180 grade vir so 15 tot 18 minute of tot hulle mooi goudbruin is en dis dit. En jy sal sien hierdie is nou te groot. Hier het ek nou nie gefokus nie. Ek weet ja, ek voel hulle hier. Jy voel hulle. Ek voel hulle. Ek het 'n maar dan moet jy teruggooi. Ek het 'n voeligheid vir 'n koekie. Ek kan hom hier raak voel. So Is jy okay? ja. Want check maar net. Ja, is okay. So jy moenie bekommer dat hulle te veel gaan versprei nie. So jy kan hulle eintlik nogal naby aan mekaar pak. Ja. As jy hulle wil bak. Nou natuurlik op 'n bietjie bakpapier is altyd 'n goeie idee. En daar sê julle, hoeveel tyd ons oor om nog bolle te rol? Soos lankal klaar. O, soos al lankal klaar. Ek bly Okay. net stil want jy praat so lekker. Okay, maar Peer, wat is dit jy bietjie vir my een van jou bekende koekie resepte? Ek sit 'n bietjie met die vrou praat by wie ek nou bly. Hoor bietjie of by die een by wie jy gebly het soos jou ma. O, by daai ene. Ja. Sy het 'n paar koekie resepte, maar ek sal nie vir my vrou sê my ma maak die lekkerste koekies nie, want dan seker nie moeilikheid. Ja. Of as ons kykers koekie Gelukkig het ek resepte dit het. O, die kykers se koekie resepte. Laat weet ons info by grootfm.co.za. Stuur vir ons daai info by grootfm.co.za, daai koekie resep en dalk maak dierbare Susan dit later. Dankie vir jou menswees omgee. Dankie vir jou bollerol. Dis een ding wat ek regtig goed kan doen. Bollerol. Nou ja, as ons terugkom na advertensiebreek gesels ons met Bernice West. daar sê jy sien, hulle koffie Ek let op in die klas. Jy ken hom die sterre. Gelukkig. Gaan by aan oor wie jy ken. Ons is nou weer terug.